7 Augustus 2013 woordskool hier in Witbank. Ons gaan vanaand aan met hierdie kosbaarheid genaamd die lossingsreg. Nou, ons wil vanaand om klaar maak. Maar ons wil net graag vir u so 'n bietjie 'n draai laat loop. Kom ons noem dit so 'n draaitjie laat loop deur die skrifte. En dan vat ons hom daarvan af. Ons het vir mekaar gesê dat die volk is vasgevang binne in 'n toestand. Nou ons het hierdie toestand vir die mooi omskryf. Ons het gesê dat as 'n volk van die Adamse valery het Vader ons binne in 'n rok van vel geklee en so meer, ons het daarmee gehandel. Dis koning. En ons het vir mekaar gesê dat hierdie rok van vel is nie dit wat die koninkryk sal ingaan nie. En dat die lossingsreg nie net gaan oor die vleeslike omstandigheid nie, maar dat dit wel ook gaan oor om die siel van Vader, wat jy is, te los uit die omstandigheid. Hierdie omstandigheid het ons gesê, is 'n vonnis van 6000 jaar, oftewel 6 dae. En binne in hierdie toestand van gevangenskap beteken dit dat net die een wat jou daar ingesit het, kan jou los uit daardie omstandigheid. En daarom moes sy majesteit nou gebore word, en hy moes toe as die losser van sy volk inkom. Nie om die vlees te los nie. Want as hy self sê dat hierdie vlees sal die koninkryk nie beerwe nie, wat se sin is daarin dat sy majesteit dan nou die vlees kom los? So dit gaan nie oor die los van die vlees nie. Het gaan oor om sy volk te los uit die slawerny van die Satan. Want onthou nou, hierdie nageslag, hierdie geslag is uitgelewer aan die Satan. En sy is deur die Satan oorwin. En dan leer Paulus vir ons dat die een deur wie jy oorwin is, daarvan het jy 'n slaaf geword. Nou dis net geweldig om daaraan te dink dat Vader se nageslag het dan nou slaaf geword onder die koningskap van die Satan. Dit is 'n verskriklike toestand. En dit beteken dat niemand op die aarde kan hierdie geslag los, behalwe sy majesteit self nie. En dit is sy reg. Hy het die volk onder hierdie toestand loop vasmaak, en soos wat Job sê, met vlees en been het u my beklee, dit is die gevangenskap waar binne jy is, en uit hierdie toestand uit moet dan die siel of die beeldnis van die Elohim gelos word, uit hierdie toestand gelos word. Dis tog logies. En ons gaan vanaand so 'n bietjie verder, werk. Jesaja 44 vers 6 sê, en ek wil net graag dit beklemtoon, dat hierdie gedeelte van die profesie is 'n proklamasie. Dit is nie iets wat sommer net aangekondig word. Dit is 'n proklamasie wat impliseer dat daar is 'n magsaksie wat hier gaan plaasvind. Nou 44:6 sê, so sê sy majesteit die koning van Israel en sy losser. Jot hy waar hy van die leeskare
Ek is die eerste en die laaste en buiten my is daar geen Elohim nie. Nou, hoekom ek die teksie vir jou gee, is dat jy moet verstaan dat is niemand op hierdie aarde wat hierdie volk kan los nie. Daar's nie 'n manier nie. Niemand, daar's niemand nie. As hy sê, hy is die eerste en is die laaste, dan beteken dit dat daar is tussenin ook niemand behalwe homself wat hierdie volk of hierdie heilige geslag kan los uit die omstandigheid waarbinne sy vasgeval het nie. Ons is soms so geneig om die vleeslikheid voorop te stel. En dit is 'n baie gevaarlike toestand, want onthou nou, wanneer sy majesteit aan die ander kant die paal opstaan, dan is daar steeds 'n liggaam wat sigbaar is. Onthou jy? Daar is steeds 'n liggaam wat sigbaar is. Maar hierdie is 'n verheerlikte liggaam, waarvan sy majesteit sê, dat hierdie liggaam is tot so 'n mate verheerlik, dat dit aan hom gelykvormig geword het. Dit beteken, hy leer vir ons dan daardeur, dat my losingsreg wat ek gaan uitoefen en die krag daarvan gaan jou uit daardie gebondenheid los om deel te word van my beeld en gelykenis, om deel te wees van die verheerlikte omgewing. Nou as ons net gou so 'n bietjie blaai na Johannes 3 vers kom ons bly na Johannes 3 toe dan. En dan lees ons net daar enkele versies met mekaar saam. Ek wil net graag net vir u uitlig, dat u kan sien, dat dit gaan hier oor 'n bepaalde oefening. Nou, hierdie oefening handel oor Nikodemus, jy ken die gedeelte. So baie goed, ons het so dikwels daaroor gepraat. Nou wil ek net vanaand vir u sê, dat geen vlees, ek weet dit gaan weer 'n klomp rook in die veld veroorsaak, maar geen vlees kan tot die wedergeboorte kom nie. Dit is nie moontlik. Dit is nie, want onthou nou, Adam is nie na die vlees gebore nie. So om nou weer in die vlees gebore te word, is nie 'n oefening wat ewigheidswaarde het nie. Laat ek dit dan nou so stel. Nou kom ons kyk 'n bietjie, en wat sê hy? In Johannes 3 vers 3, en dit is nou Messia aan die woord, en hy sê vir Nikodemus, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van Elohim nie sien nie. Nou ek wil dit vanaand hier so sê, geen vlees kan die koninkryk sien nie. Jy kan nie. Jy kan nie. As daar iemand is wat die koninkryk in die vlees kon sien, dan het hy mos nou, dan was hy Superman, maar hy het nou al die goed by hom gehad wat nodig was. En niemand deur die geskiedenis heen nie. Die enigste persoon wat ek van weet in die skrifte, wat so getuienis gehad het, was wie? Stefanus. Hy sê, hy het die hemel geopen gesien, en hy het Messia op die troon gesien sit. Onthou jy dit? Nou maar goed, as ons dan nou sê, dat as 'n persoon nie weer gebore word nie, die wedergeboorte het te maak met die lossingsreg van die Elohim. Met ander woorde, as sy majesteit jou nie los uit hierdie vonnis nie, en jy nie oorgebring word in die verheerlikte liggaam nie, kan jy die koninkryk nie sien nie, jy kan hom nie waarneem nie. Nou ek weet, verseker sal daar nou weer 'n groot geroei en gebrom opgaan oor hierdie ding, maar hoor mooi wat sê vers 4. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hoor jy wat dink hy? Hy dink
vlees. Hy dink vlees. As hy oud geword het, beteken dit, hy het nie meer 'n moeder wat in die lewe is nie. Nou gaan hy verder en hy verdiep sy eie probleem. Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Hoor jy hoe sukkel hy met hierdie? Ons praat oor die lossingsreg vanaand hierso, maar ek moet dit vir u wys dat die wedergeboorte is eintlik wanneer die lossingsreg tot sy volheid kom. Nou hoor nou. Vers 6 beduie presies wat ons vanaand hierso sê. Wat uit die vlees gebore is vlees. Nou hoor jy. En wat uit die gees gebore is gees. Gees in hoofletter, dis die Elohim. Wat uit Elohim gebore is gees. Ok. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. Moenie jou verwonder nie. Dis eenvoudig, met ander woorde. So die wedergeboorte gaan nie oor 'n weerkeer in die vlees gebore word nie. Dit is logies, want die lossingsreg van die Elohim gaan nie die wedergeboorte op jou aktiveer en dan sê, nou word jy weer in die vlees gebore nie. Daar bestaan nie so 'n moontlikheid. Verstaan jy dit? Hier is baie van ons dierbare mense wat sê, hy is gewederbaar. En die wedergeboorte is nie 'n vlak oefening nie. Die wedergeboorte impliseer dat jy nie meer in die toestand is waarin die Adam geval het nie. Jy is tot die lewe gebring. Wat 'n lewe? Die ewige lewe. Nou vra ek net vanaand, as die lossingsreg dan nou kragtig is in die vlees, dan beteken dit ons word nie 'n dag ouer nie. Ons is in die volmaaktheid. Ons vlees is vir ewig tot die ewige lewe. Ek sien nêrens dat dit so is nie. So wat ons dan hier verder kyk is die volgende. Vers 8 is 'n baie belangrike aankondiging. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom of van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. In die vlees kan jy nie so 'n oefening hê nie. Dit kan nie. Nou, ek weet, dit gaan seker nou 'n klompie mense omkrap oor wat ons hierso sê vanaand, maar dit is presies waaroor die lossingsreg gaan. Geliefdes, ek vra net vanaand hier, sê net vir my, die vleesding wat ons mee so sukkel en spook, die Elohim sê, hierdie vlees sal die koninkryk nie beerwe nie. Reg? Hierdie. Hy sal die koninkryk nie beerwe nie. Wat gaan die koninkryk beerwe? Hierdie vlees moet gelos word. Hierdie siel, hierdie beeldnis van die Elohim wat hier binne is, moet gelos word uit hierdie toestand en moet kan oorgaan in 'n verheerlikte toestand sodat hy die koninkryk kan beerwe. Verstaan jy dit? So die lossingsreg is geweldig. Wanneer ons Jesaja 49 vers 26 lees, dan sien ons dat in die profesie is sy majesteit ernstig oor sy lossingsaksie. En kom ons kyk 'n bietjie, en ek sal jou verdrukkers hulle eie vlees laat eet, en van hulle eie bloed sal hulle dronk word soos van mos. Dan sal alle vlees gewaar word dat ek, majesteit Jahwe, jou heiland is, en jou verlosser, die magtige van Jakob. Nou ons moet onthou,
dat wanneer ons praat van 'n 6000 jaar vonnis, of dan 'n 6 dag vonnis, dan beteken dit dat Vader moet sy beeld en gelykenis wat in jou is, kan koester, preserveer. Die beloftes is aan hom gemaak. En hy gaan jou dra, terwyl hy jou gevonnis het, dra hy jou binne in die vonnis. En hy hou die geslagte in stand, sy boek sê, hy sal dit so doen. En dan kom ons aan die einde aan, waarin ons sê, dat hierdie liggaam moet gelos word van die toestand waar binne sy is. En dis net sy majesteit wat hierdie liggaam kan los, of hierdie beeldnis wat in die liggaam is, kan los. Paulus sê dit vir ons mooi, hy sê, wanneer die aardse tentwoning afgebreek word, en ons oorklee word met die hemelse woning, onthou jy dit? Daar is hy. Nou, ons gaan vanaand so 'n bietjie verder gaan met hierdie uitlating van ons, en dan moet jy bietjie aanblaai na Hosea 5 toe, die 5de hoofstuk van Hosea. Ons gaan net vir ietsie wys hierso. Hosea 5 verse 15. Nou hierdie is baie belangrik. Hierdie teksvers is ongelooflik belangrik, en jy moet hom mooi luister. Vader praat van homself. Hy sê vir die profeet Hosea, gaan kondig dit aan. Hy sê, dan gaan ek heen, ek keer na my woonplek terug, totdat hulle skuld beken en my aangesig soek. Totdat hulle skuld beken en my aangesig soek. Nou, geliefdes, weet jy, wat is bekering dan nou? Ek wil net vra, hoe bekeer die vlees om tot die Elohim? As die gees nie die aangesig van die Elohim soek nie, wat is die posisie dan van die vlees? Luister baie mooi wat sê hierdie teks, Hosea 5:15, dan gaan ek heen, as jy keer terug na my woonplek, met ander woorde, ek los die besigheid net hier. Nou, hulle kan hom nie sien nie, hulle hoor hom nie, want hy teruggekeer na sy woonplek, en dan sê hy, totdat hulle skuld beken. Nou kom ons sê dit dan nou vanaand vir mekaar, die skuld wat beken word hier, is dat ons het die vlees verheerlik tot so 'n mate, en dat ons gevoel het, dat sy majesteit is nou verplig om die vlees te red, terwyl hy gesê het, dat geen vlees sal die koninkryk beerwe. Nou, jy moet nou nie daar sit en swartgallig raak oor hierdie klas van goed nie. Hierdie liggaam sal verander word, om gelykvormig te word aan sy heerlikheid. Dit is vir my verre weg die beste, sê Paulus, om by hierdie aardse dinge uit te woon en by die Elohim in te woon. Dit is hoe kosbaar die lossing is. En net sy majesteit alleen het lossingsreg oor wie sy naam uitgeroep is. Nou gaan ons nog 'n stukkie verder gaan vanaand. As ons praat dan oor wie is sy naam uitgeroep. Wat beteken dit? Hy sê, hulle is voor die grondlegging van die aarde verordeneer. Met ander woorde, voor die grondlegging, voor hierdie vleesding ontstaan het, was sy naam oor hulle uitgeroep. Wie is hulle? Dis hulle wat die beeld en die gelykenis van die Elohim is. Verstaan jy dit? So ons moet nie vashak nie. Ons is in hierdie vleeslike omstandigheid
Die kort en die lank van die hele lossingsreg is, as ons sê, dat sy majesteit word nou uit ons gebore, om die vlees te kom los, van wat? Wanneer was die vlees die oorsaak van die val? Wanneer was hy? Dit is mos nie moontlik nie. Adam was mos nie in die vlees toe hy sonde gepleeg het nie. Of toe hy ongehoorsaam was nie. Hy was mos hierdie verheerlikte persoon. En as gevolg van die berading wat hy toegelaat het uit die teestander se hart, het hy, wat 'n vrymagtige was, hy's 'n vrye keusepersoon, het hy die verkeerde keuses gemaak, en as gevolg daarvan, moes hy uit die aard van die saak gebind word, oor hierdie oortreding. En, want hoe nou? Hoe kan die gees nou in die soet van sy aanskyn, sy brood verdien? So hy val vas binne in hierdie ding, en dis 'n worstelstryd. U wat hier sit vanaand weet dit is 'n worstelstryd. Dan gaan dit met jou innerlike goed, en dan gaan dit nie met jou innerlike goed nie. Dan sit die blydskap op jou gesiggie, en dan sit die droefheid op jou gesiggie. Want die beeld is hier binne, die gees is ontsteld oor die toestand. Nie waar nie? Nou, wanneer ons net so in die volgende hoofstuk aanlees in Hosea 6, van die eerste versie af, en dan hoor hierdie ding. Kom, laat ons terugkeer na die Elohim, sê vers 1. Kom, laat ons terugkeer. Kom, laat ons terugkeer. Kom, laat ons terugkeer. Dit is enorm. En natuurlijk kan ons vergader en by mekaar gaan staan in die vlees, en aan mekaar raak, en mekaar bemoedig, en mekaar optel, en sê, dat ons kies vandag, terwyl ons weet, in watter posisie ons is. Ons kies, wat sy stem aan die binnekant gehoor het, om by mekaar te gaan staan en sê, ons is terug hier. Alles is nog in die vlees, is die hartsverlange, en die passie van ons gees, is om naby aan die genade troon te wees. Verstaan jy dit? Ek weet, dit is moeilike dinge hierdie, maar kom ons kyk so 'n bietjie. Ons lees verder in die eerste versie, want hy het verskeur en hy genees. So wat verskeur? Hoe het hy ons verskeur? Hoe? Wanneer het die Elohim ons uit mekaar het geskeur? Dis nie. Hy het ons verskeur. Met ander woorde, soos wat jou kleed afgeskeur word van die res van, kom ons vat 'n koninklike mantel, en ons skeer 'n stuk daar af. En ons sit hom aan die kant neer. Dis wat gebeur het, en dit is hoe ons in die vleeslike toestand geraak het. So, ek is nie besig om 'n vergeesteliking hier te propageer nie. Dis nie wat ek van praat nie. Ek erken vanaand dat ons is in die vlees, en dat sy majesteit in die vlees moes kom om 'n volmaakte verlossing vir ons te kom bewerk. Hy kan nie op 'n ander manier nie, want dit is hoe die deel van die lossingsreg werk. Nou, hierdie kwessie, hy het geslaan en sal ons verbind. Ek wonder of jy al vir 'n wyle daaraan gedink het. Wat is die pyniging van jou gees? Vergeet nou die liggaamlikheid en die swaar kry en die warm en koud en al hierdie klas van dinge wat ons ervaar en oor swaar kry. Maar hoe dink jy? Soms is jy in 'n toestand en jy weet self nie hoekom is jy ontsteld nie. Partymal is jy sommer net hartseer. Partymal is jy bewoe. Partymal sit die traan vlak in jou oog, maar jy weet nie hoekom nie.
kan ek vir u sê vanaand, is omdat jou gees verlang om los te kom van die toestand. Verstaan jy dit? Ja. Want dan as jy weer so 'n weemoed het, wat jy nie 'n antwoord voor het nie. Jy weet nie waar kom hy vandaan nie. Ek sal vanaand vir jou dit mooi sê. Jou siel verlang na die verheerlikte liggaam en die vryheid daarvan. Hy weet mos waar kom hy vandaan. Kom geliefdes, jou gees weet waar kom hy vandaan. Nie waar nie? Hy weet. Maar die liggaam het hom gebind. En wanneer Vader ons kom los, dan los hy ons uit hierdie omstandigheid. En dit is hoe die wedergeboorte plaasvind. Met ander woorde, jy word eintlik teruggebore. Soos wat jy oorspronklik bedoel was. Verstaan jy? En dit is waaroor al hierdie dinge gaan. En dit is die kosbaarheid. Ons kry binne in hierdie omgewing 'n geleentheid om dit te leer en te begin verstaan. Daarom is dit belangrik en dat jy die troon van jou siel moet besigtig. Is die Elohim op daardie troon? Of is die vlees op daardie troon? En jy sal dit moet skei om aan hom die heerlikheid te bring. Hulle sê, wanneer iemand in 'n gevangenskap is, dan moet hy sekere goedjies, hy moet 'n sekere rehabilitasieproses deurloop, en hy moet sekere prestasies hê binne die rehabilitasie, om in aanmerking te kom vir parool. Dat is reg. Anders word hy nie vrygelaat. En dis presies wat hier aan die gang is. Ons moet presteer, ons moet sê, dat my gees het beheer geneem oor my liggaam. Ek is in die rehabilitasieproses. Ek is aangeraak in my gees, daarom onderwerp ek my vlees aan die wil van die Almagtige. Maar ek verlang, sê Paulus, om uit hierdie liggaam uit te woon en oorkleed te word met die woning van die hemele, van die koninkryk van die Elohim. Jy sien, dit is baie diep. Nou, kom ons stap so 'n bietjie aan. In die tweede versie, en dit is wat vir my belangrik is om vanaand vir u te bring, in die tweede versie van Hosea 6 staan, hy sal ons na 2 dae lewend maak. Nou weet jy, dit is vir my vreeslik kosbaar, as jy daarna kyk, na 2 dae sal hy ons lewend maak. Dit dui op 'n verre toekoms. Want onthou nou, wanneer Messia hier aankom, binne in hierdie 6 dae ding, kom hy aan na die einde van die 4de dag. En dan vind die lossing plaas. En na 2 dae, 5 en 6, sal hy ons lewend maak. Maar hoe werk dit nou? Ons lewe dan. Ons haal asem en ons eet en gaan aan. Maar dis nie die lewe waarvan hy praat nie. Hy sê na 2 dae. Daar staan hy. Na 2 dae sal hy ons lewend maak. Lewend beteken terugneem. Ons sal deur die wedergeboorte terugkeer in die volmaaktheid van die heerlikheid na 2 dae. En dan sê hy daar, op die 3de dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe. Hoor 'n bietjie, Adam het die dood hier ingebring. Nou sê die Openbaringsboek, hy sê, jy het die naam dat jy lewe, maar jy is dood. Nie dood soos in dood, maar dood soos in sonder die heerlikheid. Waarvan Paulus so mooi sê, hy sê ons almal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van die Elohim. Die lossingsreg van die Elohim is diep
Dit is nie 'n oppervlakkige onderwerp nie. Dit gaan nie oor die vlees nie, dit gaan oor die gebondenheid van die gees van die Adam, hierdie beeld en hierdie gelykenis wat die Elohim in die vlees moes gaan vasmaak en die vloek oor hom bring, omdat hy die heerlikheid geminag het. Daarom praat hy oor die wedergeboorte. Hy sê, as jy nie weergebore word nie, sal jy nie die koninkryk sien nie. Hoor jy dit? En dan kom hy hier, hy sal ons na 2 dae lewend maak, op die 3de dag sal ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe. Maar my genade, hoe dink ons oor hierdie dag? Hoe dink ons? Voor sy aangesig. Watter vlees kan standhou voor sy aangesig? Hoe lees ons die Bybel? Ek hoor Vader sê vir Moses, kruip daar en daai klip skeer weg. En ek sal by jou verbygaan en jy moet my hand oordek, dat jy nie my aangesig aanskou nie. En hy het net die Elohim van die agterkant af gesien. En toe hy van die berg afkom, toe kon die mense nie in sy gesig kyk nie. Want toe het hy geskitter vanweë die momente wat hy voor die aangesig van die Elohim wees. En ons gaan so goedkoop met die ding om, geliefdes. Nou toe. In vers 3, en laat ons ken. Laat ons ken en laat ons najaag. Hy sê vir hierdie vlees, ek kies om vir jou te onderwerp. Ek onderwerp jou aan die gees wat in my is. Jy sal nie verder hier rond doen wat jy gedoen het nie. Daar sê. Laat ons dit najaag om die Elohim te ken. Geliefdes, asseblief, hoe ken die vlees die Elohim? Hoe? Hy sê dan nou net, die wat na die vlees gebore is vlees, en die wat na die gees gebore is gees. Johannes 3. Ons het dit met mekaar hanteer. Nou, wanneer, hier staan hy. Wanneer staan hy? Hy sê, om najaag om sy majesteit te ken. Geliefdes, asseblief, ons kan die skrifte quoteer en sê, omdat ek die Bybel op die punte van my vingers ken ek die Elohim. Ek het 'n verrassing vir jou, jy ken hom nie. Want die vlees kan hom nie ken nie. Sy beeldnis hier binne moet amen sê, want hy word uit die troonkamer verheerlik. Binne in hierdie vlees word die gees opgewek. Jy ken hom deur die krag van sy gees. Dis hoe die losingsraad werk. Wat se sin is daarin vir die Elohim om vlees te word, om die vlees te kom los? Te kom los van wat? Terwyl hy self sê, die vlees sal die koninkryk nie beerwe nie. So jy het iets weggesteek, dit lê diep verborge. En ons is sekerlik nie bevoeg om al die heerlikhede hier oop te breek vanaand nie, maar my siel traag daarna om dit te kan kry en te eet en te drink en daaroor te praat. Verstaan nie? Kom ons kyk so 'n bietjie dieper. Ons val terug na die profesie in Jesaja 26 vers 19. Ek wil net vir u wys. Prediker 12 sê dat die liggaam is uit stof en hy sal na die stof terugkeer. Is dit reg? Is dit reg? Nou maar hoor bietjie mooi wat sê Jesaja 26 in die 19de vers. U dode sal herlewe. Hy sê julle het dood gegaan weens die
sonde. En ek het vir julle gesê, dat die vlees het nie op dag 1 die sonde gedoen nie. Nie waar nie? Nou hoor nou. Die dode sal herlewe. Van wie praat hy? Van wat praat hy? Van die vlees? Nee, natuurlijk nie. En dan gaan hy verder, my lyke sal opstaan. Waak op en jubel, julle wat in die stof woon. Waar woon ons? Die binne in die stof. Hoor jy dit nie? Ons woon binne in die stof. Hierdie liggaam, wat trek hier na die stof toe, ons woon binne in die stof. Sien nie wat sê hierdie profesie? Want die dou is 'n dou van die lig. My genade, wat wil die liggaam maak met die lig? En die aarde sal aan skimme die lewenslig skenk. Die skimme. Ons is omtrent so skimme. Kom ons lees Psalm 49 verse 16 en dan hoor jy nou mooi hoe sê die psalmis dit. Hy verstaan dit. En ons kan nie, hoe wil ons die dieptes van die Elohim begin verstaan as ons dit probeer beredeneer in die vlees? Die vlees kan nie die dinge van die koninkryk beredeneer nie. Hy kom nie daar vandaan af nie. Hoor mooi, Psalm 49 vers 16, maar Elohim sal my siel loskoop van die mag van die doderyk. Dis mos logies, wat die, wie het 'n probleem met hierdie teks? Daar staan hy geskrywe, hy staan in Psalm 49 vers 16. Dat is nie in die Nuwe Testament nie. Die man na die hart van die Elohim het dit verstaan. Wat sê hy? Maar Elohim sal my siel loskoop. Van die wat? Van die mag van die dode. Nie die vlees nie. Want hy sal my opneem, Sela, Eris. Nou hoor 'n bietjie. Ons spring van Psalm 49, 16 na Hosea 13, 14. Dan moet jy sien, in die mond van twee getuies staan hier die woord vas. Nou kom ons kyk 'n bietjie, hoeveel momentum word gegee aan dit wat ons vandaan vir u sê, rondom die lossingsreg. Die Elohim het die reg om ons te los. Hy is die alleen losser. Hy is die enigste een wat ons kan los. Daar is niemand na hom wat ons kan los nie. En hoor wat sê hy in Hosea 13, 14. Uit die mag van die doderyk sal ek hulle loskoop. Praat hy van die vlees? Nee. Wat is die mag van die doderyk? Dit is die riem van die Satan. Hy het die dood hier ingebring. Is dit reg? Ja. Via die eerste Adam. So ons is nou die lyke. Ons is in die doderyk. Jesaja 9 sê, die volk wat in die doodskade weer sit. Is dit reg? Nou hoe nou? En dan sê hy sê, ek sal hulle verlos van die dood.
Maar 2000 jaar terug het hy ons nou ons gelos. Nie waar nie? Maar ons gaan nog steeds dood hierso. Reg. Ons gaan dood hier. Vir 2000 jaar word ons oud, gaan ons dood, en die jongens word oud, dan gaan hulle weer dood. Ons bly dood gaan hierso. Maar hier staan, skryf. Ek sal hulle verlos van die dood. Wanneer? Wanneer? Die profesie sê mos. Die profesie sê mos mooi. Hosea 6:2. Hy sal ons na 2 dae lewend maak. Wat? Die vlees. Okay. Nou, ek sal hulle verlos van die dood. Dood? Waar is jou pestilensies? En dan gaan hy verder. Doderyk, waar is jou verderf? Berou bly vir my oë verborge. Jy moet verstaan. Jy moet verstaan dat sy majesteit sê so. Vrees nie die wat die liggaam kan doodmaak. Maar vrees hom wat die liggaam en die siel in die ewige verderf kan werp. Nou wat sê hy vir ons hierso? Dit is vir my baie kosbaar dat ons dit moet verstaan. Jesaja 25 vers 8. Jesaja 25 vers 8. Hy sal die dood vir ewig vernietig. Nou dink jy nou reg. Hy praat hierso van die vlees. Die dood waarvan hy hier praat, wat hy vir ewig gaan vernietig, is die ene wat die dood hier ingebring het. Ken jy hom? Ja. Ja. En sy majesteit sal die trane van alle aangesigte afvee. En hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem. Want die Elohim het dit gespreek. Maar natuurlijk, hoe gaan dit gebeur? Wanneer gaan die trane afgevee word? Wanneer die gees opgewek word in die lewe. Dan is die trane bietjie weg. Want wanneer die gees van die Elohim uitgestort word, is daar geen manier hoe die vlees langer in so 'n toestand kan wees nie. Hy moet jubel vanweë die teenwoordigheid van die Elohim in sy binnekant. Nou goed, ons spring 'n bietjie daarna Paulus toe. En ek is seker hy hierdie soort van gesprek met die Korintiërs gehad, het baie gesukkel om vir mense te verduidelik en dat hulle moet hier uitwoon en by die Elohim inwoon. Maar kom ons kyk 'n bietjie in 2 Korintiërs 5 vers 4, daar's 'n baie belangrike aankondiging. Want ons wat nog in die tent is, want ons wat nog, hy praat van ons, hier binne, hierdie beeldnis en hierdie gelykenis, wat nog in die tent is, verstaan jy dit? Dat hy, ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard. Hoor mooi, omdat ons liever nie ontklee nie, maar oorklee wil word. Nie ontklee nie, oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word.
Sien jy dit? Dit is so kosbaar. Dit is so duidelik, dit is pragtige Afrikaans, is dit nie? Hy sê hom so mooi. Verslind beteken dat dit nie meer 'n factor sal wees nie. En dan Filippense 3 vers 20. Hier ding is my vreeslik lekker om vanaand vir u te kom bedye. En ek weet baie gaan ons seker verskil daaroor. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Ek is ook maar nog 'n student hier rond, maar vanaand is ek so 'n bietjie uitbundig oor die grootheid en die heerlikheid wat van ons geopenbaar word. Nou hoor nou mooi. Hoor nou mooi. Filippense 3:20. Want ons burgerskap is in die hemele. Ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag. Yeshua Messia. So, van wat? Verlosser van die vlees. Kom nou. Kom nou. Daar sê 21ste versie. Wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander. Hierdie liggaam, die beeldnis van die Elohim wat hier binne is verneder van Adam af. Is julle by my? Sê nog net so toe. Wat hierdie vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. 'n Mens wil nie te veel waag nie, want hoe verder 'n mens praat oor hierdie dinge, hoe dieper raak dit en hoe moeiliker gaan dit word om te verduidelik. Maar ons wil volstaan by die volgende. Matteus 7 vers 14. Matteus 7 vers 14. Ek is jammer. Jesaja 7:14. Jesaja 7:14. Daarom sal sy majesteit self aan julle 'n teken gee. Hy sal dit self doen. Hoekom? Want hy is die losser. Hy sal aan julle self 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Dit sluit aan by Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by Elohim, en die woord was Elohim. 14de vers sê, en die woord het vlees geword, volgens hierdie profesie. Hy sê, hy sal julle 'n teken gee, die woord word vlees, die losser. Kom hier na toe. Nie die losser van die vlees nie. Matteus 1:23 word herhaal. Hier is nou die kosbaarheid, want die profesie kondig dit aan. En Matteus 1:23 sê, hier is die vervulling van daardie profesie. Hy sê, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem, wat vertaal word Elohim met ons. Dit beteken dat die losser, hy is die losser self,
wat hierna toe gekom het. En ons moet verstaan, net so ter afsluiting, dat die liggaam, hierdie fisiese liggaam, is nie die liggaam wat die Elohim van praat wat hy gaan los nie. Hy los sy beeldnis uit hierdie toestand uit. En dan vernietig hy dit tot so 'n mate dat hierdie beeldnis van hom nooit weer. Hy sê sal tot in ewigheid sal ek hierdie dood vernietig. Nooit weer sal sy beeld en sy gelykenis onderwerp word aan hierdie selfde fase, hierdie selfde dispensasie van vernietiging en trane en troebelheid, waarvan die hele skepping halsreikend is van verlange na die openbaarmaking van die seuns en die dogters van die lewende Elohim. Die skepping kan nie bly wees oor ons gesukkel nie. Nie waar nie. Kosbaar. Ek het hier so 'n teksie hier so neergeskrywe en ek wil hom vreeslik graag vir jou lees. Hy gaan so. Ek het my papiere uitsorteer. Hier nog een papier wat ek in plek moet kry. Ja, hier is hy. Hoor nou mooi. Daar is 'n armtoestand. Wanneer die Adam vanaand by Vader kom staan, dan is hy arm. Weet jy hoekom? Want hy is gestroop van die heerlikheid. So hy is arm. En ons kan nou 'n bravade hier hê, maar ons bly arm. Ons is arm hier, en daar's net een uiteinde. En dit is dat sy majesteit wat ons losser is, die dood, vir ewig vernietig. Sodat ons deur sy lossingskrag ons uit die band. Wat se band? Jy het al gesien hulle teken sulke prentjies. Ou wat in die tronk is, hy so 'n ketting aan, so lekker, so einie, so swart aan die enkel. Hy sleep hom so saam. So uit die band van slawerny. Nou die band van die slawerny is die Satan. Hy beheer gekry oor ons innerlike wese. En die Elohim koop ons los. Hy los ons uit hierdie omstandigheid. Hy koop ons los. En dan ontstaan daar 'n ewige verbintenis. 'n ewige verbintenis van die beeldnis van die Elohim, wat 6000 jaar in 'n verskriklike toestand was. Nou ontstaan weer hierdie heerlike, ewige verbintenis met die Elohim. En dit is waar Lukas 15 inkom van die verlore seun. Wanneer die Adam dan terugkeer, en dan ontvang hy weer wat? Hy ontvang die kleed van die eerste heerlikheid. En hy kry weer sy gesagsposisie terug, deurdat hy ring aan sy vinger. Hy kry weer die skoene aan sy voete, waarmee hy op die slange en die skorpioene sal trap. Met ander woorde, die lossing is volkome, en hy keer terug na die eerste bedoeling van die Elohim. Mag hierdie woord aan die binnekant karm, totdat die gemoed in oorgawe gaan, en die nuutheid van die aanraking van die Gees beleef, tot eer en verheerliking van sy kosbare naam. Amen.